vers 2. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pot egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Yeshua gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van die disippels, naamlik Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Jette, kyk wat is in sy hart, nê. Hy sien dadelik, daai salf kon verkoop geword het en daai geld kon myne gewees het. En dis die aanklag, Stefan. Dis Bonnie, ja. Ek sit en dink sommer nou daai van die voete salf en die rede hoekom hulle dit gedoen het gewoonlik. En dis van die verloop, maar Yeshua het opdrag gegee en gesê gaan en maak mense my disippels. Maar vandag se tyd is dit nog net so. Die kerk sê bring die olie na my toe, bring die geld na my toe. Wat veronderstel is om gebruik te word om in die koninkryk van Vader te werk, om wat veronderstel is om middele en dinge in plek te stel sodat die evangelie van die koninkryk kan uitgaan, maar Judas sit agter die kansel met 'n groot kleed en sê, waar gaan julle met daai geld heen? Waar gaan julle met die olie heen? Bring dit hiernatoe. En Judas is nog steeds vandag met ons, net soos wat Yeshua in ons is Judas hier en hy gryp en roof nog net soos wat hy voorheen gedoen het. Dankie Stefan. Dis baie mooi parallel wat jy trek. Want wat gebeur vandag? Ek gaan nou herhaal wat Stefan sê, maar meer bitter, meer gewaagd. As ek verkeerd is, dan is dit in baie min gevalle. Maar wat oor die algemeen gebeur, is presies wat Stefan gesê het. Die kerk sê, nee, bring jou bydraes hiernatoe. En ons sal dit vir die armes gee, maar die kerk sê, as dit eers in my sak is, spandeer ek dit op myself. Want die kerk spandeer dit op hulle self. Hoekom sê ek dit? Ek kyk al uit die priester se karre en sy huis en hulle finansies. As gesê priester, dan sit wat 'n denominasie ook al. Vir wie word eerste gesorg? Vir Judas. As daar iets oorbly, dan gaan dit na iemand anders toe. En dis wêreldwyd die tendens. Ek sien nou in Amerika waar hulle nou die regering ondersoek vir al hierdie skenkings. Ons land het ook mos nou, ek dink 320 miljoen dollar altyd gekry wat ons nou nie meer kry nie. En hulle het nou gaan kyk na al die skenkings wat wêreldwyd gedoen word. En ons bevind dat 7% van die geld wat geskenk word by die persone uitkom wat dit nodig het. Die res verdwyn op pad soontoe. Dit gaan almal se sakke in wat iets te doen het daarmee. So, hoe lekker is dit nie om te sê, gee vir my die geld, ek sal dit vir die armes gaan gee. Judas Iskariot, en hy sit in die kerk. En mense bring met baie groot ongerief hulle tiendes na die kerk toe. En as dit in Judas Iskariot se sak kom, voel hy vrede, as enige iemand. Dis syne. En hulle spog op die televisie. Ek het nou al 5 privaat vliegtye. God is so goed vir my. Hy seën my so. Hy het nie, jy het daai geld gesteel by die mense vir wie jy preek. God sal nie vir jou 5 vliegtye gee nie. Want jy het nie eens een nodig nie. Dis leuns. Mense lieg. Mense verryk hulle self ten koste van die opregte mense wat die geld gee. En mense word afgepers met 'n wet wat in die ou verbond hoort, naamlik jou tiendes. Bring jou tiendes. Wie moes die tiende gekry het? Die Lewiete. Waar is die Lewiete vandag? O nee, daar is nie meer Lewiete nie. Wie was die Lewiete? Dit was een van die stamme van Israel. Wat het hulle gedoen? Hulle het nie geërf saam met die res van die volk in die land nie, maar hulle het in die tempel gewerk. Hulle het die bediening gedoen van dit. En daarom het hulle nie inkomste gehad nie en die res van die volk moes vir hulle tiendes gee en hulle daarvan gelewe. Nou is dit baie gerieflik vandag om kerk op te sit en vir my lede te sê, waar is die tiende? Bring die tiendes na die skatkamer van Jahwe toe en hierdie sak van my is die skatkamer van Jahwe. Om prop my sak vol geld. As ek verkeerd as ek dit sê, ek is nie. Dis wat daar aangaan. Dis wat daar aangaan. En mense het nie geld om hulle water en ligte te betaal nie. Vat die geld en gee dit vir die kerk. En die kerk spandeer daai geld
net soos hulle wil. En hulle sê vir daai persoon wat nie sy elektrisiteit kan betaal nie, God sal vir jou sorg. Maar sy geld is gesteel. Judas Iskariot. Die loon van verraad, vers 14. Toe gaan een van die 12 in die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters. Okay, so dis 2 dae voor die tyd. 6 dae voor die tyd was hy nog kwaad oor die salf wat hy wou gehad. Nou sê hy, ek het nou genoeg gehad. Ek gaan nou 'n ander manier kry om geld te maak. Ek het nou daai verloor. Ek kon nou 300 pennies gekry het, maar ek weet van 'n goeie manier om baie geld te maak. So, wie was Judas se god? Mammon. En ek het nou die kerk vreeslik beskuldig. Maar wie aanbid die kerk? En nou weer eens, dit is nie almal nie, maar dit is meeste. Maar die oomblik as ek sê is nie almal nie, dan is almal skielik onskuldig. En niemand doen introspeksie. Ons moet almal introspeksie doen. Dalk is dit ek. Maar omdat ons nou sê dis nie almal nie, aanvaar almal, dis nie ek nie. Die Romeinse kerk sê o, dan is dit ook nie ek nie. Baie mense sê, dis die rykste organisasie in die wêreld. Hulle het 'n tak in elke stad in die wêreld. Wat doen? Wat net geld ontvang. Wat is hulle uitgawes? Daar is nie. Die mense wat daar werk verniet. Die priesters kry nie geld nie. Hulle bly daar, hulle eet daar. Maar hoeveel geld het jy nodig vir dit? Die nonne bly daar, hulle eet daar, maar hulle kos niks nie. En die hele wêreld, meer as 1 miljard mense is lede van die Romeinse kerk en hulle gee tiendes elke maand. Waar gaan hulle geld heen? Oh, for me, bring, ek wil nog hê, Judas. En die ander kerke is onskuldig. Waar gaan die geld heen? Dankie, Stefan. Harde woorde.